Ek gaan uit Filippense 3 gedeeltes lees en gedeeltes oorslaan, maar meeste maar lees. So lees gerus saam met my. Ek lees uit die 2020 vertaling, Filippense 3 vers 1. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit wysheid, vastigheid, ekskuus. Waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsnyding. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Kyk nou veral na Paulus se, soos die Engelse sal sê, journey. Nee. Ek is besny op die 8ste dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref onberisplik. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies terwille van Christus. Inderdaad, reken ek alles as verlies terwille van die uitnemendheid daarvan, om Christus Jesus my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry, en in hom bevind kan word. Nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur die geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom deur die geloof, en sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding deur die dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Nie dat ek dit al sal verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit reeds al my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor lê. Ek beer voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Laat ons wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. Maar as julle anders hieroor dink, sal God dit wel aan julle bekend maak. In die geval laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het. En dan met die oog op die boodskap gaan ons eintlik na 'n klomp goed kyk, maar kyk hier na die gedagte van vers 14. Paulus sê ek beer voort na die wenstreep. Ons gaan so 'n bietjie binne in ons boodskap kyk na daai Griekse woord, net vinnig en sien wat dit beteken. Ek beer voort na die wenstreep om Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. En dan sê hy verder, dan praat hy oor die geestelike volwassenheid. En daai volwassenheid is baie belangrik, want mense wat geestelik groei, raak geestelik volwasse, wat in die geloofsdissiplines lewe. En dan sluit hy, of vat hy dit half bietjie saam en sê, ons moet die pas volhou in ooreenstemming met wat ons bereik het. Dis 'n baie mooi gedagte om mekaar te koppel, om te sê ek beer voort en ek hou die pas vol. En dit is lekker as 'n mens 'n teks soos hierdie lees, dan sien jy Paulus se lewe en jy sien wat die Here met Paulus gemaak het en hoe Paulus radikaal verander het en hy vertel vir jou van waar hy kom en als. En ons kry daai evangelie fondasie hier binne, daai reddingsfondasie, die boodskap wat ons moet verkondig. Ek verwys baie daarna, maar Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die gehoor en dit wat ons hoor is die verkondiging van die evangelie van Jesus. En dis die punt van hierdie ding in 'n kerkgebou. Van hier af moet die evangelie vir mense verkondig word, sodat disippels opgelei kan word om uit te gaan en ook ander mense op te lei in die woord van die Here. So dis ons werkie en dis wat ons wil doen. So kom ons lê daai fondasie. Maar dan kyk ons na die pragtige praktiese riglyne vir ons lewens langtermyn doelwitte wat die Here vir ons hier gee. So as jy praat oor my lewens langtermyn doelwit, seker 'n groot klomp faktore en raad en praktiese goed wat jy in gedagte kan hou. Maar dit was my treffend die paar praktiese goed wat ek uit hierdie teks uit kon kry en raak sien. En ons het vanaand tyd vir daardie paar punte wat ons gaan behandel. Kom ons kyk net eers na die fondasie.
So waarom moet 'n Christus wat reeds deur Jesus geloof het, steeds na hom streef of homself inspann om na Jesus toe te kom, om in Jesus te bly, om deel van hom te wees? Vers 14 sê Paulus, ek het 'n doel om na te streef om die prys te wen, en dis die antwoord. So die antwoord is nie dat ek hierdie retribution gaan kry, hierdie vergoeding of betaling gaan kry, omdat ek so hard voortgebeur het en so goed die pas gehou het nie. Die fondasie wat hier gelê is dat Paulus sê, maar die Here het my totaal verander. Die Here het my ou mens doodgemaak, my hele wese is omgekeer. En nou soos ek in hierdie omgekeerde wese daagliks metamorfose ondergaan deur die werk van die Here in my, so is ek nou iemand wat op pas is. So is ek nou iemand wat voortbeer. Daar's 'n ding hier binne wat jy moet optel, en dit sê dat jou geloofslewe, jou disippelskaplewe, jou groei in die geloof gaan iets wees waar jy gaan moet moue oprol en hard moet werk in. Ek het al baie hierdie gesê, but geloof werk nie so, you can't lean on a shovel and pray for a hole. Verstaan ek, dankie Here vir die krag en hierdie lekker graaf, maar nou moet ek begin grou. En dis so, dankie Here vir die geloof, vir die gawe van die Gees, vir die gawe van die woord. Omdat U ons eerste lief gehad het, daarom kan ons U lief hê. Omdat U ons eerste lief gehad het, daarom kan ons mekaar lief hê en groei in hierdie proses van liefde. Maar dis nou iets wat ek moet doen. Ek moet voortbeer, ek moet pashou. Dis vir my belangrik. So ons is op weg na die wenstreep in ons reis saam met die Here. Ons doel moet wees om te groei in ons verhouding met hom en die uitleef van ons roeping tot die eer van sy naam. Dis die ultimate langtermyn doelwit wat disippels van die Here het. Ek reis saam met die Here. Ons pitstop by die laaste paar maande. Julle kan maar vir my sê as julle nou al keelvol is vir roete 14:6. Ek gaan hom melk so lank as ek kan, want dis 'n lekker tema. So nou praat ek sommer net, maar ons werk tans aan die temas vir 2026 en ons oorweeg die oorhoofse tema wat sê lewensreis 316. Om in die liefde van die Here te leef, verwys na Johannes 3 vers 16 wat sê so lief het God die wêreld gehad. Okay, so dis ons doelwit. Ons moet groei in ons verhouding en die uitleef van ons roeping onder die koningskap van ons koning vir die eer van sy naam. Voor ons na die praktiese toe gaan, kom ons vra net vir mekaar, wat het waarde en wat is vullis? Ek love hierdie woord wat Paulus hier gebruik. Hy sê, weet, soos 'n ou in die Here jou nuwe lewe begin jy net sien seker goed is net garbage. Ek het dit nie in my lewe meer nodig nie. En ek dink hy praat baie meer oor 'n ingesteldheid. Dis nie dat hy nie meer nodig gehad het om te eet of die wet te lees of te vergeet van sy familie en al daardie goeders nie. Hy het net gesê ek het net 'n hele ander ingesteldheid oor waaroor my lewe eintlik gaan. En aan die grondslag van hierdie reis met 'n doelwit is die onderskeid waaroor die lewe gaan. En dit sien ons in vers 8b. Kom ons kyk net gou weer na vers 8b en wat Paulus daar vir ons skryf. Hy skryf terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword. Ek beskou dit as vullis, sodat ek Christus as 'n wins kan kry. Want wat is die natuurlike ding wat gebeur wanneer ek my ingesteldheid leer maak van hierdie vullis, nê? En onthou, hierdie vullis kan nou belangrike lewensmiddels wees, maar dis nie goed wat eerste staan nie. Wat gebeur? Ek groei nader aan Jesus. Dis hoekom hy sê dat ek Jesus as 'n wins kan kry. Daar's minder goed wat in my en die Here se verhouding met mekaar se pad staan. Daar's minder goed wat hierdie verhouding belemmer. Daar's minder goed wat my aandag en my energie van hierdie verhouding aftrek. Daarom is dit 'n wins. Wanneer ek my ingesteldheid so kry dat ek besig wees om te lewe vir Christus aan die senter van my lewe en vir sy koninkryk in die uitleef van my roeping, dis my langtermyn doelwit. En ek fight deur hierdie lewe. Ek beerd voor en ek pak al hierdie goed wat voorheen vir my belangrik was daar in 'n hoek en hier en dis goed waarby ek nou en dan uitkom, maar dis nie meer die senter van my lewe nie. Dis hoe om Christus as 'n wins te kry. Dis daai ding van wie op die akker van sy gees saai sal van die gees die ewige lewe oes. Wat jy sal geloofsdividende verkry, mag mens dit so noem. Dit sal rente dra want jy is oorgegee aan die Here. So wat is die wins wat hy dan vir ons sê? Daar's 'n paar goed wat ek wil hê jy moet oplet. As jy jou Bybel nog oop het, dan kan jy kyk. Die nuwe lewe in Christus bestaan vers 8 om die Here te ken. Sê
Vir my is om die Here te ken verre weg die beste, nê. In die 83 vertaling sê hy verre weg die beste. Hy sê ook in die tweede hoofstuk sê hy, is vir my verre weg die beste om heen te gaan en by Christus my Here te wees, maar terwille van julle bly ek hier. So hy net totaal uitgefigure waaroor dit gaan. Wat is die belangrike goed? Om die Here te ken, om in 'n verhouding met hom te wees. Omdat ek die Here ken, weet ek wat is die beste ding van my lewe, om naby hom te lewe. Wat is die punt van my lewe om sy roeping vir my uit te lewe? Wat doen ek as ek in gevaar is, of as ek bekommer is, of ek vertrou op die Here? Wat doen ek as ek krag kort, ek maak staat op die Here? Paulus skryf al hierdie. As jy in die begin van die 2 Korintiërs brief gaan lees, dan sê hy, ek was so getoets in die tronk nou, praat hulle van. Sê ek was so getoets, dat ek regtig gevoel het, ek word bo my kragte versoek. Maar in God se genade het ek geleer, dat God nie mens bo sy kragte versoek nie. Dat God die krag gee vir die mens. So ek ken die Here. Dan vers 9 sê hy om in die Here te leef. Daai hele ding wat Paulus in Galasiërs 2 sê, is nie meer ek nie, maar Jesus wat deur my leef. So om in die Here te leef beteken ek vind myself en ek bou my lewe om wat van Christus is. En dan verder, wat is die wins? Is vers 9 om te groei in die geloof. Want wat gebeur as ek groei in die geloof? Hy maak dit vir ons baie duidelik, die Here maak dit vir ons baie duidelik deur Paulus. As ons groei in die geloof, dan bereik ons geloofsvolwassenheid. En as ons geloofsvolwassenheid bereik, dis daai groei deur ervaring, soos ons vanoggend ook gepraat het in die oggenddiens. As ons daai geloofsvolwassenheid bereik, dan kry ons dit al hoe meer van nature reg om die pas te hou, om voort te beer, selfs al raak die uitdaging groot. En dan vers 10 sê hy ook, en hy maak dit duidelik in hierdie gedeelte, te midde van al hierdie wonderlike dinge wat hier gesê word van die Christelike lewe, in vers 10 sê hy ook, om te deel in die lyding. Deel van die wins wat ek uit Jesus Christus uitkry, sê hy, is om te deel aan die lyding van Christus. Wie van julle was nie in die oggenddiens vanoggend nie? Ekskuus, nou gaan ek, maar ons het vanoggend presies oor hierdie ding gepraat, en hoe goed die toetse in ons lewe is, hoe die Here ons shape en mold, en hoe ons deur hierdie vuuroond gaan, en dat ons as gelowiges na uitdagings en toetse en lyding nie altyd net kyk, is nie lekker nie, die Here verstaan is nie vir jou lekker nie, maar ook moet kyk na wat kan ek hier leer, hoe kan ek hier groei, hoe raak ek hier meer volwasse, want as ek al hierdie equipment in my gereedskapsakkie bære, dan kry ek dit baie beter reg om voor te beer in die pas te hou. En dis deel van die wins wat jy in Christus kry. Hoe meer jy van Jesus, of hoe meer jy in Jesus leef, hoe meer het jy van hom, en hoe sterker leef jy uit hom. Dis net die proses, hoe dit sal wees, en hoe dit hier vir ons uitgedruk. So kom ons kyk net gou vinnig, na so 'n paar punte, wat die Here vir ons dan as praktiese riglyne gee, uit die voorbeeld van Paulus uit, vir jou om hierdie fondasie wat ons nou gelê het, jou verhouding met die Here, wat moet groei in volwassenheid, waarin jy moet voortbeer, waarin jy moet pashou, waarin jy die Here wil verheerlik, om hierdie lewensfondasie waar jy as 'n verloste mens lewe op jou eie lewensreis dan verder te vat en in dit te leef. Die eerste ding wat ons moet besef is dat elkeen van ons se reis is uniek. Elkeen van ons het 'n unieke reis. Daarom is eintlik gestaan net die uniekheid van elkeen se reis, maar ek weet nie hoe ek dit reg gekry om dit te laat uitvang. Kyk na Paulus se reis. Paulus se reis was so uniek. Hy kom en hy begin hierdie hele argument van hom daarmee, om te sê, dat ek was 'n Hebreër, uit die stam van Benjamin, ek was opgevoed in die Joodse skrifte. So, dis hoe my reis was, tot by 'n plek waar ek trots was daarop dat ek Jesus Christus se mense doodgemaak het, dat ek 'n vervolger van die kerk was. Petrus het 'n ander reis gehad, ek was 'n visserman, ek het hierdie daardie werk gedoen. Lukas het 'n ander reis gehad, ek was 'n mediese dokter, 'n geneesheer, my lewensruimte was heeltemal anders. Elkeen van hulle het 'n verskillende reis, en soos ek gedink het, hoe verduidelik ons hierdie vir mekaar, dat die Here het 'n baie spesifieke plan met elkeen van ons, en al is daar baie ooreenkomstighede soos ons geloofsbelijdenis en die feit dat ons onder 'n roeping staan, is daar ook baie verskille. Daar's baie variasies na hoe die Here met jou werk en met my werk, hoe hy situasies oor jou pad bring en oor my pad bring, hoe my karakter hierdie goed hanteer, hoe my karakter ontplooi en ontwikkel en al hierdie dinge. So daar's baie verskille, maar daar's ooreenkomste. Die ooreenkomste is dat ons het 'n gemeene bestemming. Vers 14 maak dit vir ons duidelik. Ons almal leef
vir die eer van die Here na die Here toe. Okay. En dan 'n verdere ooreenkoms is, ons het die pad van Johannes 6, Johannes 14 vers 6, Roete 14:6. Ons is disippels wat sê, ek verloon myself, dit het ons in gemeen, ek neem my kruis op, dit het ons in gemeen, ek bely my Here Jesus as my verlosser, dit het ons in gemeen, en ek gee tree vir tree agter my verlosser aan, dit het ons in gemeen. Maar dan sal baie verskillende goeters en variasies op. Die Here doen dit met jou, hy doen dat met my, en hy doen dit met my. Maar ek dink 'n mooi manier om dit te verduidelik is, ons is nie op verskillende paaie nie, ons is almal op verskillende paaie, almal op dieselfde pad, die pad van Jesus Christus, maar die Here laat wel van ons in verskillende bane draf, en teen 'n verskillende pas draf, teen 'n verskillende spoed, en so nou en dan stoot hy voor een van ons, of laat hy iemand voor een van ons 'n hekkie instoot, of nou dat ons hier in Suid-Afrika draf, so nou en dan moet ek om 'n pothol gaan, of weghol vir die buurman se hond, of iets, maar dit vat my nie van hierdie pad af nie. En partykeer dringe my in jou bane in ook, om daar my gawes te gebruik om jou te bedien. Maar ons het 'n gemeene bestemming, 'n gemeene roeping, maar tog is dit ook uniek. En daarom moet ons baie versigtig daarvoor wees, om nie ons reise met mekaar sin te vergelyk nie. Om eerder uit mekaar se reise te leer, om eerder mekaar te help in ons reise, maar nie nooit by 'n punt te kom en sê, ek sou eerder Piet se reis gehad het. Dit lyk net vir my bietjie makliker, verstaan. Maar om te kom dat ek het 'n unieke reis, hy begin, hy sê, dien die Here met blydskap. Daai blydskap verwys na tevredenheid. Weereens daai frase, God is most glorified by us when we are most satisfied in him. Bedien die Here met blydskap, of dien die Here met blydskap, sê, ek is ook tevrede in sy plan. Ek is tevrede met die baan waarin hy my laat sit. Ek is tevrede met die pas wat ek kan hardloop. En waar moet my fokus wees? Nie op die verskille van die ou lands my nie, maar op die gemeene doel en gemeene roeping wat ons met mekaar het, en daarin die Here verheerlik. Okay, dan hoe reageer ek as die onverwagse opdaag? Soms gebeur dinge anders as wat 'n mens beplan. Paulus moes op pad na Damaskus toe hoor, draai om, hoekom vervolg jy my? Verander jou hele lewe, kom tot inkeer. Daar sal min van die vervolger, of sal niks van die vervolger van die kerk oorbly nie. So Paulus het hierdie visie gehad, en onthou, hy het nie die kerk vervolg omdat hy gelaik het om mense dood te maak nie. Hy het die kerk vervolg omdat hy gedink het, dis wat God vir hom sê om te doen. Hy gedink het, dis sy goddelike roeping. En nou sê die Here, draai heeltemal om. Nie, weet jy, kan ons net tweak, moenie die goeie ouens doodmaak nie. Of die kerke wat goeie bydraes gee, kom ons skiep hulle nie. Die Here maak nie 'n tweak aan sy plan nie. Die Here verander dit in totaliteit. Hy gooi sy wêreld om. En partykeer doen die Here presies dieselfde met ons. Om ons op 'n nuwe koers en 'n nuwe rigting te stuur. Om ons te sê, of liefdevol, vaderlik te vermaan, om te sê, draai weg van dit af. Of kom weg van hierdie af. Of leef in hierdie. Of hoe jy hierdie doen is nie reg nie. Doen dit anders. Ek dink vir julle, een van die lekkerste goed vir my om te sien in die bediening, waarvoor ek die Here prys, is as al mense is in die gemeente wat lou Christene was, en dan die brand raak. It's beautiful. Want wat doen die Here? Die Here het Damaskus oomblikke met hierdie mense. So, wat is die probleem daarmee as die Here 'n Damaskus oomblik met jou het? As die Here goed in jou lewe verander op 'n manier wat jou sokkies afskok, nê, of wat jou realiteit omverwerp. Ek dink ons menslike ingesteldheid van ek is in beheer, hoe ek het uitgewerk het gaan werk, dis wat die probleem is. Maar as die Here dit anders doen, dan sal net goed, want kyk wat het hy gedoen in die lewe van Paulus. Om Jesus te volg, sy uiteinde is die ewige lewe, en daarom moet ons God vertrou vir sy wysheid, en nie ons eie koppe volg nie. Ons moet tevrede wees met sy plan, en gehoorsaamheid na sy stem wat roep, leef elke dag in ons lewens. 'n volgende praktiese riglyn is, kyk jou foute vierkantig in die oë. Dis 'n baie belangrike ding hierdie. 'n Ou kan nie vorentoe gaan in 'n proses van herstel, as jy nie eers jou foute in die oë gekyk het nie. So amper soos Heidelberg Katekisme Sondag 1, vraag en antwoord 2. Wat is die 3 dinge wat ek moet weet om salig te lewe en te sterwe? Die eerste een is, hoe groot is my sonde en ellende? Ek maak foute. En wat doen die menslike natuur? Die menslike natuur wil gewoonlik blaamverskywing doen.
of 'n verskoning gee wat hulle optrede regverdig. Ek vertel vanoggend van my belydennisklas gister, ry ons het saam van ons vriende gaan eet, en nou ken hulle nie die dorp nie, en ek ry om die een straat, en Marlies trek so half af van die pad af, want ons wag nou vir die vriende om by te kom, en daar's een van hierdie, nie een van julle bly in die Botsie nie, daar's een van hierdie fancy Botsie gultjies met haar 3 miljoen rand se BMW, maar sy jaag op Marlies af en is toeter. Ek sê vir julle, ek gaan blank. Ek weet nie wat. Ek het na daai insident vir die Here gesê, Here, ek weet nie wat het nou gebeur nie, maar asseblief, moenie laat dit weer gebeur nie, nee. Ek is so kwaad vir daai vrou, ek sal oor haar ry, nee. Nie vir my vrou so toeter blaas en so op my vrou skree nie, nee. So, daai tipe ding, maar dan om na die tyd te sê, dit was 'n terrible manier om te reageer. Daai vrou sou toeter geblaas het en verder gery, daar het sy niks van dit kom nie. Sy is nou daar by die huis en sê, ag, jy's hierdie benoni mense ry so swak. Nee, en ons het nie eers daarvan geweet het nie, maar daai sondige reaksie, en as ek dit nie in die oë kyk en sê, Reinhard, jy moet pasop vir hierdie ding, jy moet pasop dat jy nie op hierdie manier reageer nie, dan gaan ek nooit dit verander nie. En ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan om ontbloot te word nie. Maar een van die belangrikste dinge om jou lewensdoelwitreis te doen, is om jou foute vierkantig in die oë te kyk. Want, wat sê hierdie gedeelte vir ons? Jy sal die verlossing ervaar. Dis juist die evangelie. Dis juist die troos dat die Here vergewe, dat die Here nuut maak, dat die Here vir jou nuwe kansse gee. Julle was een van my gunsteling eienskappe van God, as mens so iets mag sê. Die Here se lankmoedigheid, van keer op keer op keer, situasie op situasie op situasie, is die Here se liefde lankmoedig genoeg om vir Reinhard weer te gaan haal, om weer die 99 te los en weer te kom roep en te kom vat. So aan die ander kant van jou foute, vierkantig in die oë kyk, is nie die Here wat jou nog platter slaan nie, maar juist die Here wat jou uit dit uittel en vir jou 'n nuwe kans gee en sê, kom ons werk saam om hierdie ding te verander. Volgende riglyn, maak goeie keuses. Ek dink ons as mense is die meesters van swak keuses, nee. Ek het een keer 'n preek geluister van Matt Chandler, waar hy sê, our choices are based on the fact that human beings like to be their own gods. And the truth is, human beings make puny gods. En dis net die waarheid, nee, dat ons maak ons keuses as die meesters van ons lewe. Wat was Mandela se sê ding wat almal so aanhaal sonder om eintlik te besef wat jy sê? Nee, soos die meesters. En baie maal maak ons swak keuses. En die probleem van swak keuses is, al vergewe die Here jou daarvoor. As ek daai 100 000 rand op my kredietkaart gespandeer het wat ek nie moes nie, al vergewe die Here my daarvoor, die bank vergewe my nie. Ek moet dit terugbetaal, nee. En dis baie keer so, as jy iets baie lelik sê vir jou man of vrou, of jou kinders op 'n terrible manier behandel, dan bly daai emosionele skade daar. Al is daar vergifnis. En daarom is dit so belangrik om ons keuses te oordink. En daar's 3 dinge wat belangrik is hier wat ek uit die teks uit kon kry. Is maak jou besluite saam God in die verrekening van sy doel met jou. Wanneer ek besluite neem, moet ek altyd vra, waarheen is ek op pad? Wat wil ek graag bereik? Wat wil die Here met my in hierdie situasie doen? En as ons dit gaan begin doen, dan gaan ons baie beter besluite neem. 'n Volgende ene, dat ons leer uit die gevolge, sodat jy voortgaan, of voortaan die proses van keuses beter kan benader. Soos ek hierdie besluit nou geneem het, en ek het nou uiteindelik na 20 jaar daai kredietkaart afbetaal, gaan ek dit nie weer doen nie. En as ek dit weer doen, dan is ek regtig, ek weet nie wat om vir myself te sê dan nie. Nee. So dis vlak, hierdie is vlak voorbeelde, nee. Maar julle moet die goed dieper op julleself toepas. En dan 'n volgende ding wat baie belangrik is in besluite, is los agter wat agter is. Hulle sê, maak my los van die goed agter. Jy's nie deur die Here verlos om jouself weer te ketting nie, nee. As jy nou gaan leef, al is daar nog seer in jou vrou se hart oor 'n manier waarop jy met haar gepraat het, jy los daai foute in die verlede, jy is jammer, jy het vergifnis gekry, en jy werk nou vervolgens daaraan om dit nie weer te doen nie. Want wat is die proses wat gaan gebeur?
Sy gaan jou vergifnis meer en meer begin glo, want wat doen jy? Jy wen haar vertroue. Te sê, ek sien, hy doen dit regtig nie weer nie. En daarom is dit belangrik om te los wat agter is, agter, en nie daai bagasie saam met jou te probeer dra nie. Ons sluit af met die laaste praktiese riglyn, is hou jou doel voor oë. Keep your eyes on the prize. Dis die belangrike ding. Ai julle, ons lewe is partykeer so moeilik. Ons kan nie daaroor stry nie. Ons het partykeer soveel uitdagings. Daar gebeur goed wat jou geweldig seermaak. Mense stel mense te leer. Ek dink een van die grootste dinge wat ons as mense moedeloos maak is unmeet verwagtinge. As jy verwagtinge van mense en dinge het en dit draai net heeltemal skeef uit en partykeer is ons lewe so moeilik en dan kan dit so baie gemaklik gebeur dat ons koppies gaan sak. Ek weet dit ek het 'n rukkie terug hieroor gepraat. Maar as jou koppie gaan sak en jy kyk net in hierdie situasie van jou vas. Net in hierdie sleg oomblik waar jy is. Of selfs kan mens dit andersom ook sien. Net in hierdie wonderlike sukses wat jy nou bereik het of hierdie groot bonus wat jy gekry het of hierdie rykdom wat jy bymekaar gemaak het, nê. Jy kyk net in dit vas want jou koppies gesak. Dan verloor jy heeltemal jou sight op waaroor hierdie lewe regtig gaan. En daarom sê die Here vir ons, hou altyd jou doel voor oë. Maak nie saak wat met jou in jou lewe gebeur nie. Die een ding wat jy nie toelaat nie, is dat hierdie oë van jou na die wêreld toe sak. Jy hou dit altyd op die Here. En dis daai beeld van Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge. Hoekom? Want dis waar my hulp is. Ek slaan my oë op na die Here. Hoekom? Want dis waar my bestemming is. Dis wat my roeping is. Dis wat my doel is. So die woord wat in die Grieks gebruik word vir beervoort, is die woord epikteinomai, wat ons nou vertaal as beervoort, maar daai woord is so sterk julle. As ek nou vanoggend gesê het, ek wil julle almal stuur vir Grieks, maar ek sal dit nie aan julle doen nie. Die woord is eintlik om te sê om uiterste energie en moeite, effort te gebruik om iets te doen. Dis nie maar net, mars voort nie. Dis so sit alles wat jy het in. Sit meer as wat jy gedink het jy het in om voort te beer, nê. Om te werk. So dis uiterste energie en moeite en effort te gebruik om jou oë op jou langtermyn doelwit en jou lewe op die baan van jou doelwit te hou. So ons langtermyn doelwit is om in Jesus te groei, om te leef as gelowiges, elke oomblik nader aan waar God ons wil hê. Op hierdie pad moet ons mekaar vat en ons moet mekaar help. Ons moet 'n voorbeeld vir mekaar modelleer. Ons moet mekaar ook help waar ons val en ons moet slaag in dit waarmee Paulus hierdie brief afskop om te sê, mag jy elke dag meer in Christus glo. Bid dat jou liefde en fyn begrip al hoe meer sal toeneem. En daarom vat huis toe saam met jou hierdie praktiese punte wat die Here vir jou gegee het, dat jy moet onthou dat jou reis is uniek. Jy is uniek. Werk saam God om uit te figure hoe lyk die baan waarin hy jou sit. Dan, wanneer die onverwagste opdaag, hou vas aan hom van wie jy altyd standvastigheid kan verwag. En dan sal jou wankel verbygaan. Baie belangrik, kyk jou foute vierkantig in die oë, sodat jy daai foute kan uitsort, vorentoe gaan saam met die Here. Maak goeie keuses, en as jy swak keuses maak, leer daaruit. En maak nie saak wat jy doen nie. Hou altyd jou oogies in die lig, sodat jy jou doel voor oë kan hou. Sodat jy sal kon onderskei waarop dit werklik aankom. Lees ons in hoofstuk 1 vers 10 tot 11. Dan sal jy op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus geheel en al in die regte verhouding met God tot sy lof en eer, mission accomplished. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons hierdie reis saam met U mag meemaak, dat U al die krag, al die genade, al die oop deure, die gawes, die moontlikheid van hierdie reis is, dat U ons roep, en dat ons, omdat U ons roep, ons U ken, dat U bekering in ons werk, dat U deur die Gees en Woord vir ons wysheid gee om hierdie lewe te kan doen. En ons bid regtig Here, dat U ons help om mense te wees wat onthou, wat is ons langtermyn doelwit, en wat daarom onderskei tussen wat is waardevol en wat is vullis, en vashou in die waardevolheid. Dat ons elkeen sal onthou dat ons reis saam met U is uniek. Die pad wat U vir ons het is uniek, en dat ons in daardie uniekheid sal fokus op ons roeping.
En wanneer die onverwagse opdaag, Here, help ons om vas te hou aan U, van wie ons alles kan verwag. Help ons, Here, om onsself te verootmoedig, om in nederigheid en erkenning ons foute vierkantig in die oë te kyk, want aan die ander kant daarvan is U wonderlike volmaakte verlossing. Here, ons bid vir U wysheid en wanneer ons keuses maak, en ons bid vir U hulp en wanneer ons swak keuses maak, ons bid dat U ons sal help en sal leer om te groei ook in en uit hierdie dinge. Here, help ons om ons doel voor oë te hou, elke dag nader aan U, elke dag meer van U, tot U eer in Jesus se naam. Amen.